Goeiemôre julle pragtige mense hier op die 13de April 2026. 13 is 'n goeie nommer. 1 en 3 is 4. 4 gedeel deur 2 is 2. 2 is 22. 13 bly altyd 'n goeie nommer. So kom ons kyk wie kom op. Welkom by 'n video van die Federale Alliansie. En ons onderwerp van bespreking vandag is Lofty, wat sê jy? Lofty, waaroor moet ons praat? Waaroor moet ons praat, Boeta? Daar is so baie dinge om oor te gesels. Maar is dit 'n belangrike onderwerp om te oor gesels. Natuurlik sodra soos 'n stukkie politiek gebeur hier so in Suid-Afrika, dan spring jy ouens op die bandwagon. Nee, soos hulle sê. Hulle spring op die wa. Hulle wil saamry, hulle weet net nie waar toe nie. Ons gaan saam. Maar hulle weet net nie waar na toe nie, né? So, baie welkom by die Federale Alliansie. Daar is nog een ou wat ek moet laai, wat wil aansluit. Ons trek nou al op 270 YouTube-kykers ook. Ja, daar is eintlik meer kykers, né? Maar daar is 270 wat nou al aangeteken het. Ons kap aan, Lofty. Ek sê, ek het nie 'n Saterdag gehad hierdie naweek nie. Ek het wel later met die familie so tussendeur 'n koffiekie en 'n koeldrankie gehad en 'n stukkie pizza geëet. Maar rugby hoogtepunte moes ek gister bietjie kyk. En net so tussendeur om my kop van die kode af te kry. Ja, van net so na 6, so 6:15 Saterdagoggend, tot so 20 voor 7. Saterdag aand, was ek net besig met daai toep. Ek sê jou sê, ek wou met alle geweld daai toep klaarmaak. En ek wil nog steeds hom klaarmaak, en ek gaan hom klaarmaak, maar ek gaan hom nou rustiger vat, want ek het basies die hele week wat voor my lê. Maar ek gaan dit rustiger vat. Hoekom die hele week? Want die volgende wedstryd van die 6 nasies dames is eers Saterdag. Vrydag, Saterdag se kant. Nou kyk, wanneer jy hierdie goed bou, moet jy seker maak dat die voorkant met die agterkant gesels. En ons sit in dieselfde probleem wat die Federale Alliansie aanbetref. Die voorkant en die agterkant moet gesels. Maar hulle kom eenvoudig nie by mekaar uit nie, want daar is eenvoudig te veel nonsens tussen die twee. Nou wanneer jy dit toebou, dan bou jy die voorkant op een spesifieke boutoep, en die agterkant bou jy op 'n ander spesifieke boutoep. Dis wat jy doen. So ons het die agterkant gebou, toe bou ons die voorkant. Nou wat baie mooi te verduidelik is, nou wil jy die sleutel vat van die voorkant, om die deur oop te sluit om na die agterkant toe te gaan. Want jy staan nou voor hierdie deur, en jy probeer die deur oopmaak, maar daai deur wil die hel nie oopmaak nie. Toe kom ek agter, maar wag 'n bietjie, iets is nie lekker nie. Jy staan eintlik voor die verkeerde huis. As dit nou begin 'n sin maak. Jy het 'n sleutel vir die deur, maar jy's by die verkeerde huis. Toe ek dit besef, toe bou ek gou vinnig die regte huis, dit het my so 'n uur gevat, om met al die dokumente en die goed weer, net alles nou weer opline en whatever. Verandering van een opskrif, maar nie goeiemôre. Verandering van een opskrif, en jy kom nie by daai ding in nie. Ek sê, goed, uiteindelik toe bou ek nou die regte huis. Draai die sleutel in die deur maak oop. Pragtig. Ek stuur 'n boodskap na my kinders toe. Ek launch daai toep hierdie naweek. Right, gister begin ek met 'n verfyningsproses.
en ek sit op die voorkant van die deur, die voorkant van die huis, sit ek nou dit wat jy sal verwag op 'n goeie toep, soos byvoorbeeld, as jy nou die paswoord, jou kode om in te gaan, as jy dit wil insit, toe bou ek nou 'n hide en 'n close knoppie, sodat jy kan sien wat jy tik. En dan onder dit het ek gesit, het jy nou jou nommer vergeet, jy ken die storie, hoe dit lyk op 'n toep. Indien jy jou nommer vergeet het, dat jy weer kan gaan jou nommer kry. En ek bou die ding, gistermiddag, en ek bou, en ek bou, en ek bou. En ek doen alles, maar die verdomde ding wil nie registreer op die voorkant nie. Hy wou nie registreer op die voorkant nie. En uiteindelik besef ek, nadat ek nou met hierdie intelligensie werk, ek het die verkeerde verdomde deur oopgesluit om by die huis in te kom, en alles het mooi gelyk. Maar die rede hoekom ons nie kan sê welkom op die deur nie, want dis die verkeerde flippende deur. Toe gaan bou ek die regte deur. Julle moet verstaan, die toep is klaar. Dis net daai koneksie wat moet plaasvind. Toe gaan bou ek die regte deur. Toe sien ek welkom op die deur, pragtig. Nou druk ek die sleutel in die deur om die deur oop te sluit om oor te gaan na die agterkant toe van die huis. Nou wil hy nie die deur oopmaak nie. Ja, ek weet nie wat 'n wagwoord is, die loftie. Wat is 'n paswoord in Afrikaans, liefie? Wagwoord. Sleutelwoord, wagwoord. Nou het ek die verkeerde flippend sleutel. Maar gelukkig, ek het nou van vroegoggendure af, het ek hierdie goed in my kop gehad, en ek het nou begin goed skuif. In my kop, soos meubelskuif in die huis, skuif. En ek het die presiese proses agter mekaar, wat ek nou gaan invoer in die komper in, en dan moet die verdomde ding vir my sê, okay, goed, dit en dit moet gedoen word. So hopelik 2, 3, 4 ure, dan is ek klaar, hopelik is alles pragtig loop. Nou, dit is dieselfde met die federale alliansie. Ons het 'n voorkant en ons het 'n agterkant. Die voorkant, eintlik die agterkant is klaar gebou. Die agterkant is klaar gebou. Die voorkant word aan mekaar gesit. Ons het die regte sleutel. Maar die verdomde deur wil nie oopgaan nie as gevolg van hardigheid en befondsing. Sien julle die prentjie? Daai deur wat nie wil oopgaan nie, is die hardnekkigheid en die hardkoppigheid van boere, Afrikaners en Afrikaners. Hoe weet ons jou manier gaan werk? Wel, kom ons doen dit. En ons kyk. Ja, maar ons weet nie so mooi nie. Okay, goed, gee gou vir my jou manier. Vertel gou vir my jou manier hoe dit gaan werk. Kom ons toets jou manier. Jan, goeiemôre. En een agterkant hol, as ek dit so kan noem, want ek wil nou nie die regte naam gebruik nie. Kom ons sê maar spesiale tipe stupid skaap. Hy is nou net die man, nee, hierdie land sal met bloed teruggevat word. Jou spesiale tipe stupid. Het ons nie die lesse geleer van die boeremag nie? En nou na 25 jaar, 20 jaar, nou draai daai boeremag storie nou weer in die nuus. En ons sit nog steeds met spesiale tipe stupid ouens, wat dink hulle kan hierdie land terugvat met geweld.
Gaan daar 'n bietjie skuring wees? Ja, daar gaan. Want jy sit met 'n swart skape ook, soos die EFF en die MK-party. Jy moet nog ontslaa raak van hierdie wetters ook, en dit is nog 'n probleem. Maar om by daai punt te kom is eintlik 'n maklike proses, soos wat ek al oor en oor op die Federale Alliansie verduidelik het. Sluk koffie vat, want elke keer as ek klaar gepraat is my koffie koud. Kyk nou wat gaan aan in die nuus wat hierdie swart skape aanbetref. Die MKP, gelei deur voormalige president Jacob Zuma, wat die amptelike oppositie verteenwoordig, die amptelike oppositie, wat jy waar kry. Okay, hulle is 'n klein bietjie groter as die EFF, en hulle is 'n bietjie groter as die Flipper Afrikaanse party, wat nou uit my kop uit is, ewe skielik. Men met ou steenflipper gemors wat aftree ook. Jy weet, hy sê, hy los die DA sterker as wat hy dit gekry het. Ag, jou idioot. Al wat jy sterker los is jou bankrekening, maar ons gaan vir jou uitsorteer wanneer die dag kom. Wat nou Kampstad die amptelike oppositie verteenwoordig, kondig aan dat hulle weer sal druk vir 'n wysiging van artikel 25 van die grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, om die onteiening sonder vergoeding toe te laat. Hulle wil jou grond vat. Maar luister nou. Deel van hierdie artikel 25 wil hulle nou druk sit op nommer 235. Artikel 235. 235. Wat is dit? Dit is waar die minderheidspartye die reg kry om af te stig en te sesseer. Dis wat dit is. En julle behoort dit nou al te weet. Ons weet, as gevolg van daai ander skaap Mulder, wat gehelp het om die konstitusie te vorm, dat ons kan net afstig deur 'n referendum. En dat die president die referendum moet goedkeur. So wat hierdie spesiale tipe stupids wil doen, hulle dink ons is stupid. En hulle hoor nou deur konings van 235. Is nou alweer winter, die draai na winter toe, dis hoekom ek nou weer so is. Na 235 toe. Hulle hoor van dit. Vinger in die neus. Kry die tor op die prop. Ons moet 'n plan maak. Ons moet hierdie boere keer. Maar hulle verstaan nie die proses nie. Hulle verstaan nie dat die proses is al reeds afgehandel nie. En ons het ouens daarso, julle weet van wie ek praat, sogenaamde politieke ontleeders en dis meer, wat nou groot bohaai opskop oor artikel 235, 236, maar hulle verstaan nie dat ons het al reeds die proses en die proses is voltooi. Ons kort net die fondse en ons werk daaraan. Ek sê dit nou al vir 'n jaar en 'n half. Maar ons is naby. Flip het, ons was nog nooit so naby gewees nie. Nou kyk nou. Hulle bondgenoot in die progressiewe caucus. Is dit nie fantasties, hierdie name wat hulle noem nie? Die progressiewe caucus, hulle bondgenoot. Die ekonomiese vryheidsvegters het in 2018 'n poging aangewend om oor hierdie grond sonder vergoeding, maar die wet het 3 jaar later misluk.
2021, toe dop hierdie wette toets. Nie gewerk nie. Alright? Op die tweede dag van die staat van die nasie, hoe die nasie lyk, the state of the nation, SONA, debat op Woensdag, het Lamulu Ndlela, die nasionale woordvoerder vir die MKP verklaar, dat onder die bewind van Ramaplakkertjie in die regering van nasionale eenheid, die presidentskap van die RSA 'n mislukte staat was. Nee, dit is 'n mislukte staat. En so het hy nou aangegaan. Maar hier is die ding. Hulle wil die grond terugvat tot 1652. Ja, tjap. Ons kan. Tot 1652. Geen probleem nie. Daar was 3 Xhosa groepe aan die ander kant die Visrivier. Hulle was 'n klompie 1000, so ons gee vir hulle daai grond. Daar was 'n groepie Zulus onder Chaka, 'n sekere gedeelte van KwaZulu-Natal. Geen probleem nie, ons gee vir hulle daai grond. Die ander groepe was klein groepietjies gewees, wat omtrent 5 of 10 hektaar grond gehad het. Ons gee vir hulle daai grond. Die Tswanas was nie behoorlik oor die grens daar by Zeerust en daai plekke nie. Daar was 'n klein bietjie Tswanaatjies gewees. Ons gee vir hulle niks. Die Soetos was meer in die Basotho Hoogrande gewees. En 'n klein groepie het beweeg in die Vrystaat. Ons gee vir hulle niks. Ons gee vir die Khoi en die San 'n klein stukkie van die Wes-Kaap, want hulle was 'n klomp klein groepies wat beweeg het. Ons gee vir hulle miskien 20 hektaar. That's it. En in die noorde van Suid-Afrika het ons Msilikazi, die Wenda en al hierdie ouens heeltemal verslaan ensovoorts. Ons gee ook vir hulle sommer net mooi niks. Want hulle was nie daar nie. Hulle was nie daar nie. Die grond was leeg. Tot en met die Mefekani van Chaka was die grond so te sê leeg. Die mense het voor Chaka uitgevlug in groepietjies en noord beweeg. Die Amathulubi het suid beweeg, daar by Lesotho se kant, daar by die Xhosa kant, by Griekwaland, wat sit, oos. So, ons is absoluut bereid om terug te gaan tot 1652. Geen probleem nie, want julle het niks gehad nie, ons geef julle 'n klein stukkie, en ons druk die hele flip en lot van julle daarin. En kyk of julle kan survive. Ons drink koffie. Sien jy, wanneer 'n stuk hout, want ek mag nie sê houtkoppie, wanneer 'n stuk hout probeer dink, het hy 'n probleem. Ons is bereid om terug te gaan tot en met die oorspronklike geskiedkundige grondgebiede. Met ander woorde, na Chaka. Waar was julle gewees toe die Engelse julle uitgedryf het? Watter gebiede het julle gehad? Kom ons praat rondom daardie gebiede. Soos die groepie Tswanas wat in Taung was, as 'n voorbeeld. Kom ons praat oor daai gebiede. Taung, al was die boere hoe lank al hier gewees. Taung was tradisioneel en geskiedkundig 'n Tswana area, klein Tswana gebied gewees. So kom ons praat oor die regte grond. Maar hierdie stukke hout se grysstof laat nie daai tipe denke toe nie. Kom ons verwyder ons gaan terug na artikel 15 toe wat nie gewerk het nie, want dit sal uitdraai na wat daai ou wil hê, 'n bloedstorie. Dit gaan nie werk nie, en Ramaplakkertjie gaan dit nie toelaat nie. Want hy het te veel internasionale druk
van Amerika se kant af, alhoewel hy sy mond uitspoel wat Iran aanbetref. En 1652, as al die konings besluit tot en met 1652, dan glimlag ons van oor tot oor. Goeiemôre Renay Botma, was jy al opgewees? Baie welkom hier by ons. Daar is nog 'n ander profielfoto daarbo wat net 'n blank is. Ek weet nie wie is jy nie, jy is 'n blank. In elk geval, 1652, geen probleem nie. Geen probleem nie. Ons gee vir julle grond terug tot 1652. Dit beteken nie ons gaan net in die Kaap bly nie. O nee, want ons het julle oorwin. Al het die Engelse ons oorwin. So, verstaan julle hoe hierdie ouens dink? Hulle het iets gehoor van 235, 236, hulle het iets gehoor. Nou moet hulle gou by Ramaplakkertjie uitkom, die een teen wie hulle staan. Right? Hierdie regering wie hulle opponeer, hulle moet nou na hierdie regering toe gaan en vir hulle sê, asseblief kom ons raak ontslaaf van 235 en 236. Want ons het iets gehoor. Die boere wil wegbreek. Die boere soek selfbeskikking. Die boere wil hulle self regeer. Ja, ons het daai reg. Ons het daai God gegewe reg. En ons het God gegewe grondgebied. Wat ons gehad het voor die Engelse vir ons 'n bloedneus gegee het in die Anglo-Boereoorlog. En hulle kon ons net 'n bloedneus gee omdat hulle ons kinders en vrouens vermoor het. Ek sê vir julle nee, hierdie goed, dis nie al wat my grys hare gee nie, maar hierdie goed gee my grys hare. Ons sit met nasies, en hierdie is ons probleem. Ons sit met nasies, waar tussen, tot en met omtrent 85% van hulle, en dit is letterlik so, 85% van hulle, kan nie dink nie. Het nie common sense nie. En ons politieke ontleeders, die wit politieke ontleeders, kom ons noem dit die Kaukasiese politieke ontleeders, hulle fokus net op, hierdie ouens wil hierdie ding van die wetboeke afhaal, En die ontstaan in die whatever van die EFF, het die EFF absoluut niks reg gekry nie. En Zompie, Bytjie, nee, wil nie sê Bytjie nie, net Zoom. Daai houtkop, daai stuk hout, is 'n absolute vyand van Ramaplakkertjie. En Ramaplakkertjie haat hom. Hulle haat mekaar. Want ou Zoom is nie deel van die Vrymeselaar Suidekruis Lodge nie. Vir diegene wat dit nie geweet het nie. Hy is nie lid van hierdie Suidekruis Lodge nie. So hulle haat mekaar. So dink julle dat al hierdie gewara viespuis wat nou plaasvind in ons media, dink julle dit gaan enige uitwerking hê, behalwe om vir ons besig te hou vir nog so 2, 3, 4 weke, voordat daai klomp neuskrappers 'n ander ding gaan uitdink. Maar soos ek vroeër verduidelik het toe ek hierdie video begin het, soos wat jy kyk na 'n toep, so kyk jy na die Federale Alliansie op hierdie stadium. Die agterkant is klaar gebou. Die voorkant is klaar gebou. En daar is 'n idiotiese deur wat nie wil oop nie en ons het die sleutel. Ons het die sleutel. As daai deur oopmaak en die ouens vat hulle protestantse, ortodokse geloof en hulle vat hulle Israel wit visie geloof en hulle vat hulle tweede bloedrivier en hulle vat hulle onbuigsaamheid
en hulle druk dit waar die son nie staan nie, skyn nie, wel hy staan ook nie daar nie, hulle druk dit waar die son nie skyn nie, en hulle verstaan dat ons moet die deur oopmaak en die regte ding doen. Dit is die enigste manier hoe ons in hierdie politieke wêreld ons stuk grond gaan kry. En eventueel finale beheer kry tot by die ewenaar, soos wat Siener geprofeteer het. En dis die storie. Dis die storie. Ons raak nie opgewonde oor wat die MK sê of die EFF nie. Ons het genoeg manne op die grond om daai probleempies uit te sorteer. Ons worry nie oor hulle nie. Hulle beteken vir ons niks. En Ramaplakkertjie weet, as hy daai deur van grondonteiening moet afforceer in ons kele, dan sal die boere opstaan. Dis hoekom hy dit nie sal doen nie. Dis hoekom hy dit nie sal doen nie. Hy moet 'n spesiale tipe stupid wees om dit te doen. En ons weet hy dink ons weet nie hoeveel geld hy steel nie, man, ons weet presies hoeveel geld hy steel. En ons weet presies hoeveel geld die banke ook steel. Ons het iemand wat hard daaraan werk. En hy gaan nie ophou nie. Dit is sy missie en sy visie in die lewe, om hierdie ouens aan die kaak te stel. En hy sukkel, omdat elke liewe ding wat hy vat na die Hooggeregshof toe, gooi hulle uit. Hulle weet hulle mag dit nie uitgooi nie, hulle weet hulle kan dit nie eintlik uitgooi nie, maar hulle skuif dit een kant toe. Maar hierdie mense se dae is getel. Ek sê nou vir julle, Loftie, jy's heeltemal reg. Dit gaan absoluut oor die gegewe tyd. En weet jy, Vader weet, ons is mense, né? Ons is mens. En ons word gefrustreerd. Want ons het al soveel goed gedoen. Ons kan nie eintlik meer doen nie. Ek sien nou Johan het ook hier bo opgekom. Goeiemôre Johan. Ons kan nie eintlik meer doen nie. Ons eie mense. Ons eie mense het die fondse wat ons nodig het. Ons eie mense het die fondse wat ons nodig het. En hulle hou ons vas. Hulle hou ons vas. Maar Vader se tyd, ek glo dit. Of dit nou deur my gaan kom, en of dit nou deur Dr. Sean gaan kom, en of dit nou deur Henry MacArthur gaan kom, ons 3 musketiers. Ons werk op verskillende areas, verskillende gebiede. Maar ons noem onsself sommer die 3 musketiers. En ons poog om daar die fondse te kry, en die deur wat eerste oopgaan, of dit nou van my kant af is, en of dit nou van MacArthur of Sean se kant is, die deur wat oopgaan is die deur wat deur ons loop. En julle sal weet wanneer daai deur is, wanneer daai deur gekom het. Ek sal dit sê op 'n video. Al wat ek vir julle sal sê is, en julle moet dit sommer net onthou, skryf dit neer. Dis nie moeilik nie. Ek sal vir julle sê, die deur is oop. Dan moet julle net 'n bietjie wag. Want is nou net 'n klompie vergaderings wat gehou moet word. En julle sal weet, ons is by die laaste vergadering, wanneer in die media hulle sê, die konings is besig om te vergader. Dan sal julle weet, dis die laaste vergadering. En dan kan julle asem ophou. Want so 3 tot 4 weke later, sesering. Ons gebruik die internasionale reg om die regte ding te doen. Punt. Daar sê, dis maandag. Ons is vryburgers.
Ons is boere Afrikaners. Ons weet wie ons is. En ons weet waarmee ons besig is. En hierdie juk van Afrika sal ons nie baie lank meer op ons skouers hê nie. En hierdie juk van die wêreld sal ons ook van ons afgooi. Hoekom? Want Vader se juk is lig. En hy het vir ons, as gevolg van sy skrif in Handelinge 17, het hy vir ons regmatige grondgebied gegee, soos wat hy dit gegee het vir elke ander nasie, volk en taal. En ons vat hom op sy woord. Dis wat ons doen. Saam met God maak eendrag mag, daar is nie 'n ander manier nie. Ons vat hom op sy woord. En hy sê, wat sê hy van sy woord? Sy woord sal nooit na hom toeledig terugkeer nie. Nooit nie. So dit is met reikhalsende verlange dat ons wag vir ons vryheid in hierdie land. En dit is met reikhalsende verlange dat ons wag vir die terugkoms, die terugkeer van Jesus Christus. Om sy bruid te kom haal. Dis hy. Dankie Loftie, ja, dit is so. En weet julle wat nie, 'n ou het nie al die fondse onmiddellik nodig nie. Jy het net gedeeltes nodig. Kry hierdie gedeelte, doen daai job. Kry die volgende gedeelte, doen daai job. Kry die volgende gedeelte, doen daai job. En die eerste 3 gedeeltes is so plus minus R35.000 elk. Dis al wat dit is. 35, kom ons sê R100.000 vir die eerste 3. Vir die eerste 3. En daarna het ons meer nodig vir die grootte. Fantastiese dag vir julle. Alles wat mooi is.